Hallo julle, ons is nog steeds hier by Elgin, hier tussen die boorde, pragtige boorde hier, met appels wat ryp is. En Krompkou gaan goed doen hier 'n jaar met al die appels wat inkom. So steeds besig met die reeks hier rondom antwoorde kry en krag kry uit ellende, want dinge baie swaar, maar dit is baie swaar kry en ons ellende beleef, hoe ons nie moet verloor nie. Ons krag kry by God, en vrede by hom. Ons lees, so vir 'n laaste keer gaan ons nou 'n bietjie lees oor Josef. Ons lees daarso in Genesis 45 vers 14 tot 15 die volgende. Toe omhels Josef sy broer Benjamin en hy huil. En ook Benjamin het op sy broer se skouer gestaan en huil. Josef het al sy broers gesoen en daarby hulle gestaan en huil. Eers daarna, sê die Bybel, het sy broers met hom begin praat. Daar's baie jare wat Josef nie antwoord gekry het nie. Josef kry sy krag om te hou by die gawe wat God vir hom gegee het, naamlik dat hy kan drome uitlê. Hy lê drome uit. En jy se uitlê van daai drome het gemaak dat jy my verhaal mag gaan lees hoe uiteindelik dan net onder Farao sy gesag gestaan het. En ons ervaar dan hoe die Here van kom seën. En in die hongersnood wat daar by sy ouers was, kom die broers dan mos eendag ook daar voor hom staan. En Josef moes baie vrae in sy hart gehad het, hoekom is hierdie dinge met hom gebeur? Hy word vir 'n slaaf verkoop, hy word verwerp uit sy huis uit. Ek dink hy was 'n bietjie vies vir daai broers ook maar. En toe later sy broer Benjamin vir hom bring, toe weet hy alles het waar geword. Toe omhels hy sy broer in daardie oomblik, ou Benjamin, en hulle huil so 'n bietjie saam. En dan so mooi die skrif sê, toe begin sy broers met hom praat, en ek reken daai praat was woorde van vergifnis. Asseblief Boeta, vergewe ons. Iets wat hy nooit oor sy kon droom nie, met die ellende waarin hy was, ver van sy mense af, so onregverdig. Hy het die seën geniet, maar daai sou nooit weggaan nie. Tot in daardie oomblik, toe begin sy broers met hom gesels. Is dit nie wonderlik wanneer dinge skeefloop en daar 'n lig oomblik kom en jy vir 'n oomblik sien wat besig is om te gebeur? Of dit 'n verskriklike siekte is, of 'n ellende met ons kinders, of finansiëel, dat iewers kom die Here in hierdie stormwater en hy gee ons die krag van Petrus en sê, kom na my toe, kom loop nou op die water. En toe moes hy loop. Hoe het Petrus gevoel toe hy uiteindelik op die water kon loop? Hy kon seker nie glo nie. Maar wat 'n mooi beloning om vir die regte oomblik te wag totdat God vir hom die antwoord gee. Josef kon nie die antwoord kry in die begin van hierdie ondervinding vir hom nie. Hy moes wag tot die einde en toe verstaan hy. Dalk het jy op hierdie oomblik nou nie 'n antwoord nie. Wag op die Here. Verlede week het ons daaroor gepraat. Op die regte oomblik sal God vir jou die antwoord gee. Dis miskien die raad wat ek kry van Josef af. Wag tot God se oomblik aanbreek. En dan sal jy weet, en daarop hoop ons, dat daar gaan 'n tyd kom dat die Here my gaan antwoord, my gaan ontmoet, my gaan seën met my kind, onderneem my siekte, en onderneem vir antwoorde wat ek soek, maar ek moet wag op die Here vir sy tyd, want is ons eintlik mos nou sy tyd. Kom ons bid net saam. Here, vergewe ons ongeduld, vergewe ons dat ons altyd alles wil weet. Kom leer ons van glo en hoop en wag. En ek weet daar's baie wat vandag luister na die video wat kan getuig hiervan, van die oomblik van waarheid, die vir ons uiteindelik die berusting gee en die antwoorde en die aanvaarding en die oorgee aan U, hoe daardie vrede ons harte kom vul en ons die liefde ervaar te midde van die ellende. Seën weer eens my vriende asseblief, ek bid vir almal van hulle, vir die vriendinne ook en die jong mense. Almal wat luister na die video, onderneem vir hulle in die dag. En ek smeek en pleit by U, asseblief Here, kom gee vrede. Maak ons verstand stil, maak ons hart stil. En maak ons Here wagtend op U. Wagtend vir U tyd en hoe U met ons werk. Asseblief Here, kom onderneem vir ons. Amen. So sluit ons hierdie kort reeksie gou af. Miskien gaan ons hom weer vat in die toekoms. Die reeksie gaan daar, hoe kry ons hoop te midde van ellende? Hoe bly ons glo wanneer alles rondom ons verkrummel? Hoe hou ons vas aan die Here as ons nie verstaan nie?
Gaan luister maar na die Rieksa, so 5 van hulle. En vandag sluit ons nou af. Kom ons wag op die Here. Hy sal regtig vir ons die antwoord gee. Die Here seën vir jou. En mag hy vir ons genadig wees ons weer volgende Vrydag mekaar sal ontmoet rondom hierdie video. En kom ons wees lief vir die Here. Want ons weet mos hy is lief vir ons. Totsiens. Totsiens.